Die Bybel sê, partykeer moet iemand soos 'n vuur, 'n gloeiende hout uit die vuur uitgeruk word, né? In die laaste tye wat ons in leef, is dit baie op ons verantwoordelikheid om mense uit te ruk uit die vuur uit. Né? En nou wil ek vanmôre praat ek oor saad en seisoene. Hierso het ek, hier langsaan het ons 'n land met pampoene geplant. Ek het die land seker 26, 27 jaar terug bewerk. En toe het ons pampoene daar gehad, en in die winter het ons midmar gras gehad vir die melkery. En ek het 'n besproeiingsstelsel daar gehad, wat ons besproei het, en dit. Maar die punt is, ek het 26 jaar laas aan die grond omgedraai. En deur die tyd het die gras ingeneem, en die gras het toegegroei. Die gras het mooi gras geword, die vee het lekker geëet daarop, maar toe kom het dat ek weer wil pampoene begin plant op daai land, selfde land. En ons begin en ons begin al die voorbereidings kry, en ons, toe die grond 'n bietjie los is, en die reën het gekom, en ek steek die ploë in, en ek ploeg hom op. Wat kom eerste op? Bossies, wat daar nooit was nie. Oliebome, wat daar nie was nie. En olieboomsaad kan 80 jaar in die grond lê, voor hy eers opkom. Jy kan maar in die diepste velde gaan ploeg, en as jy agter jou kyk, staan daar oliebome. Die saad lê daar vir hoe lank en wag vir die regte tyd om op te kom. En net so is dit in ons lewens. Wat ons saai, dit sal ons maai, is dit nie so nie? Spreuke 4 vers 23. Vers 23, ja. Bewaar jou hart, meer as alles wat bewaar moet word, want daarin is die oorsprong van die lewe. Spreuke 4 vers 23. Bewaar jou hart meer as alles wat bewaar moet word, want daarin is die oorsprong van die lewe. Die oorsprong van die lewe is waar? In jou hart. Nou, as die Here sê, ons moet dit bewaar, né? Jy moet na jou hart kyk, jy moet nou oppas wat binne in hom is. Snaaks om te vind dat, en vergeet mense dit in die lewe, dat dit nie net saad is wat jy plant, wat opkom nie, maar ook saad wat daar was, wat dalk nog klein bossies was, wat jy nie uitgehaal het nie, wat daar bly lê het, wat jy gelos het. Party groei is nie omdat jy dit daar geplant het nie, maar dit was nog altyd daar, en jy het nie die bossies uitgetrek wat daar gegroei het nie. Ek het 'n vriend gehad, en ons het saam gewerk, en hy was lief vir die terme van saai. En hy het, as hy 'n spykertjie gegee het, het hy gesê, hy saai dit, en hy saai die skroefie. Maar hy het nooit die bossies in sy lewens, wat hy tussenin gesaai het, uitgehaal nie. En dit wat hy gesaai het hy gesaai, maar die bossies het gegroei, wat hy nooit uitgehaal het nie. Al hierdie dinge wat jy nie in jou hart opgepas het voor nie. Daai wat jy nie gesorg het, dat dit nie moet inkom in jou lewe nie. Daai dinge wat altyd daar is en pla, en nou saai jy goeie saad, maar jy het nooit die bossies uitgehaal nie. Dan groei daai bossies bo-oor enige saad wat jy gesaai het. Is dit nie so nie? Wie ken tuin maak? Hulle sal weet. Daai bossies moet uit. Kry jou gedagtes in lyn met God se woord. 2 Korintiërs 10 vers 5. Neem elke gedagte gevange en kry dit in gehoorsaamheid tot die woord van God. Hier sê die beginsel van alles. Hier tussen jou ore, hierdie 6 duim, waar die duiwel se speelplek is, moet jy elke gedagtetjie wat daar kom, moet jy vat, en jy moet daai gedagte in lyn met die woord van die Here bring. As dit nie in lyn van die Here kom nie, moet jy weet, dat hier gedagte moet ek uittrek, en weggooi, want later kan dit bo-oor my goeie saad wat ek saai, kan dit skade weer gooi. Is dit nie so nie? Bonita sê altyd, dat wat jy hierbo dink, val in jou hart, en wat in jou hart val, het groei, want jy het nie jou hart bewaak nie, jy het die goeders bedink, jy het dit nie in lyn met die God se woord gekry, nou val dit in jou hart. In een of ander stadium kom dit op. Is dit nie so nie? Bewaar jou hart meer as enigiets wat ons het.
Ek onthou nog 'n sekere persoon, was baie jare terug. Hy het altyd gesê, nou kyk, hy het nie omgegee wat hy sê, vir wie hy sê nie. Sy wag wat hy voor sy mond moes haat, het lank op pad gevat. Hy het altyd hierdie skerp goed gesê op mense. En dan sal hy sê, my pa was nou 'n bietjie, hy het vir baie mense opgekom altyd in die lewe, sy moenie dit sê nie. Dan sê man, dis die waarheid. Man, ek sal dit sê, dis die waarheid. Ek doen dit presies. En, maar sy waarheid, sy eerlikheid, het mense vernietig, het mense down gedruk, verneder voor mense. En dit het verhoudings verbreek, sy waarheid, waar hy die wag moes gehad het, wat hy moes gekyk het, wat se saad hy besig is om te saai. En toe eendag sy oes inkom, was dit maar bitter vir hom. Want sy oes was nie vir hom lekker nie. Sy oes was slegte dinge wat met hom in sy ou jare toe gebeur het. Hy het nie verstaan dat al die saad wat hy gesaai het opgekom. Al die saad wat hy geplant het, wat hy mense verneder het en verkleineer het opgekom in sy lewe. En sy oes het dubbel soveel teruggekom. Want een saadjie plant jy, en een saadjie maak 'n peeltjie met klomp sade. Het teruggekom met rente. Nee, dit was 'n lelike storie daai gewees. Jare terug. Maar Galasiërs 6 vers 7 sê, moenie dwaal nie. God laat hom nie bespot nie. Want net dit wat hy saai, dit sal hy ook maai. Nee? Ons is gou om 'n versie uit te ruk, en dit is baie keer ons Christene wat dit doen. Ons ruk 'n versie uit, ons slaan hierdie ou met die Bybel, ons slaan hom met die woord, en ons kyk nooit, ek staan voor die spieël en ek kyk na my eie lewe nie. Nee, baie keer ons is so selektief, ons kyk, my sonde maak ek toe, maar ek hou die ander ou accountable vir dit, nee? Is dit nie so nie? Ons maak ons bossies goed, maar laat 'n ander oukie net 'n bossietjie het, laat hy net een misstap doen, dan is ons op hom. Dit is maklik om te sê, ek saai liefde, en ek doen baie dinge, dit en dat vir mense, dit is wonderlik, ons doen dit almal. Maar as jy klaar vergelyk, sarkastiese antwoorde gee, self gesentreerd is, en ek wil gesien word, is jy nie besig om tussen jou mooi blomme onkruid te plant nie. Al die mooi blomme wat jy het, wat jy plant in die mense se lewens, gaan jy tussenin, jy plant hierdie kakiebosse en oliebome, wat gaan opkom? Oliebome, as jy mielies stroop, as jy enige iets stroop, en dan kry jy kankerroos, of 'n oliebomsaadjie, wat so klein is, in daai vrag, hele vrag, goeie saad, keer al die hele vrag af, mielies en koring. Jy kan nie toelaat, laat so 'n klein saadjie in jou lewe groei nie. Dit hoort nie daar nie, dis nie daar om te groei nie. En daai blare van daai blou duivels en goed, skyn bo oor jou mooi blomme, wat jy het. En so keer die sonlig af, van dit wat goed is in jou lewe. En die sonlig keer dit af, en die vreugde in jou lewe begin stadig aan, maar seker verdwyn. Matteus 6 vers 21, waar jou hart skat is, dis waar jou hart is. Waar is ons skatte vandag? Is dit nog op die regte plek, dis 'n mooi saad, goeie saad, of is dit daar waar ons kan iets snaaks sê oor iemand anderster? En as ons hand vol onkruid is, ons hart vol onkruid is, groei daar niks anderster, behalwe vrees, jaloesie, selfbejammering, en dit alles maak ons in 'n mooi strikkie toe, en sê, ek doen dit vir iemand, of ek doen dat vir iemand. Maar jou vreugde, al die dinge van jou, het gewyk in jou binneste. Dis nie, ek dink aan wat ons ouers altyd gesê het, wat jy saai, sal jy maai. Wie se ouers het dit nie gesien? Het hulle gesê, en ek was een van hulle, het my altyd gesê,
Boetie, jy gaan ook nog kinders kry. Wag maar. Jy gaan, my pa, jy weet, ons was mos lief vir vinnig ry toe as jy jonk is. Dan sê hy, jy gaan ook nog 'n kar hê, en jou seentjie gaan hom ook nog spin. Dit alles wat jy nou aan my kar doen, gaan dit nog met jou gebeur. Dit saai jy, en dit gaan jy maai eendag, wat jy gesaai het. Is dit nie so nie? Wat jy saai, sal jy maai, is nie 'n vloekwoord nie, 'n vervloeking nie, as jy ons dit vir die mense gesê het. Dis 'n Bybelse beginsel. As jy iets lelik saai, gaan jy iets lelik terugkry. Selfs grond, wat eers woes en leeg was, ons dink nou maar aan die Pampoenland, wat woes was, wat vol gras was, wat als ek sê nie sê nutteloos was nie, maar niks goeie vrugte gehad het nie, kan weer goeie vrugte kry. Maar dit gaan kos. Jy moet goeie saad saai. Jy moet van die ou saad wat daar opgekom het, moet jy uitkry. Dis harde werk. Elke saadjie wat daar kom, as dit jy toelaat dat hulle saad gooi, gaan daar 10 of 20 of 100voudig ander sade opkom. So die plantjies wat nie goeie saad is nie, vinnig as moontlik uitkry, voor dit begin wortel skiet en begin saad gooi. Is dit nie so nie? Ons moet goeie saad saai, dan kan hy land weer begin produseer. En as julle gesien het, die pampoene wat ons gepluk het, is mooi pampoene, né? Dit is goeie saad wat ons gesaai het, maar die slegte saad is nog maar besig om weer oor te neem. Jy kan nie verwag dat liefde en vrede oes, as jy hand vol twis elke dag saai nie. Is dit nie so nie? As jy gaan en jy veg die hele tyd met mense, waar jy gaan, jy kan terug verwag, ek verwag liefde, ek verwag vrede, ek verwag iemand moet my goedheid raak sien, iemand moet my sê, hoorie Vincent, jy het pragtig gedoen vandag, ons wil dit almal sien, ons wil dit almal hê, is dit nie so nie? Maar as ek loop en twis saai oralster, en ek saai nie goeie saad nie, kan ek mos niks anders te verwag, as twis en nie goeie saad nie. Met ander woorde, elke dag maak ons keuses in die lewe. Elke dag. In hierdie klein verstandjie van ons. En dit val op die hart, en dit begin daar wortel skiet. Dis saad wat ons saai, in jou eie binneste. Jy die keuse of die saad wat jy gaan saai, en wat jy gaan koester en nat maak, of daai saad jou nader, aan die einde van die dag, nader aan die hemel gaan vat, of dit jou nader aan die hel gaan vat. Dis jou keuse vandag, wat se saad jy in daai plekkie wil saai, wat 'n kosbare plekkie is, wat die Here sê jy moet hom beskerm, bewaak, meer as alles wat in jou lewe wat jy moet bewaak. Daar's baie dinge wat jy in jou lewe moet bewaak, maar jou hart is die plek waar die Here self sê, jy moet hom meer bewaak as enigiets anderster. Dit is ongelukkig waar, dat jy daaglikse keuses jou of sagter maak, of skerper. Dit is hoekom die Bybel sê, jy moet jou hart meer bewaar, as enigiets anders. Anderste gaan jou vreugde, jou plesier in die lewe stadig, maar seker begin kwyn. Hierdie is die harde waarheid, selfs goeie mense saai partykeer verkeerde saad. Is dit nie? Jy kan die beste mens wees soos wat jy wil, maar as jy een oomblik slip, dan saai jy saad wat nie goed is nie. As ons maar God vergewe ons, maar jy sal die oes daarvan daai saadjie wat jy laat val het, jy maar ongelukkig moet dra. Die Here is genadig, hy vergewe alles, maar hy sal die natuurlike wette nie verander nie, omdat jy oulik is nie. As jy nie leer vir 'n toets nie, gaan jy nie goeie punte kry nie. Jy gaan dop, jy kan maar bid, jy kan bely, jy kan kniel, jy kan vas, jy kan doen alles wat jy doen. As jy nie jou werk leer nie, gaan jy nie deurkom nie. Die Here sal hy natuurlike wet, sal hy nie vir jou verander nie. En ons sien dit so baie keer, mense, as iemand 'n verhouding het, en hy gaan te ver in die verhouding, dan word daar 'n babietjie gebore. Omdat hy nie bewaak het nie, is daar 'n kind. Daai kind sal die Here nooit wegvat nie, van jou af nie. Al jou hele lewe lank, sal daai seentjie of dogtertjie in jou lewe bly, omdat jy
nie die saad bewaar het wat jy moes bewaar het nie. Hy sal dit nie vir hom dat jy oulik is, dit verander nie. Dis natuurlike wette wat so werk. Die Bybel sê so, dit wat jy saai, dit gaan jy maai. Jy kan nie verwag om vinnig te ry oralster en nie 'n speedfine te kry nie, né? En as jy 'n speedfine kry, dan begin jy nou please and explain en mooi praat. Nee, jy sal jou fine kry. Jy het mos die wette van die land oortree. Dit wat jy moes bewaar het, om na die meter te kyk, het jy nie, jy het toegelaat. En dit gebeur so maklik, wat jy kar verby gaan, jy is oor die spoed. En dan moet jy terugkom na die spoed, so vinnig as moontlik. Maar as jy net 'n tydjie vat, en jy gaan nie terug, jy draai nie terug nie, jy doen nie die ding wat jy moet doen, jy pluk nie die bossie uit nie, jy trap nie die briek dat jy weer terugkom, in lyn met God se woord nie, voor spring iemand op, en jy kry 'n boete. Hebreërs 12 vers 6, want die Here tugtig hom wat hy lief het, en hy kastei elke seun wat hy aanneem. Is dit nie so nie? En dis nie om lelik te wees nie, dis om 'n les, dat ons 'n les daaruit leer. Tannie Gita het 'n verskriklike bossie in haar lewe wat gegroei het. Met alles wat sy reg gedoen het. Sy was 'n Sassa persoon. Sy het haar 10de gegee. Sy het Bybelstudies gedoen. As jy daar kom, is sy besig om met 'n boek met die Bybel en sy is besig om te leer. Bybelstudies uit te werk. Maar binne in haar lewe was daar 'n bossie met dorings wat gegroei het in haar hart. Tot die dag sy het liggaamlik agteruit gegaan deur daai dorings wat in haar lewe was. En tot die dag toe sy daai bossies begin uittrek het. En daai dorings wat daar was skoon gemaak het. En die saad wat sy gesaai het, toe daarna mooi saad is, het dit wat haar seer gemaak het en haar te nagedruk het, begin verdwyn. Al die ander goeders wat sy reg gedoen het in die lewe, was geoorskadu met daai een groot doringbos wat oor haar lewe geskyn het. Alle mooi was binne in die skaduwee van dit. Laat ons seker maak vandag dat daar nie oor ons goeie saad 'n donker skaduwee hang nie. As ons net deurgaan met ons lewens, dat ons sorg dat ons hierdie dinge uit ons lewens uitkry. My pa, hy was vreeslik lief vir ou mense. En hy het hier gebly, oom Jan Lombard, al daai jare was al die plase het mense gehad. Nie ver van die was oom Jan Lombard, oom Boet Ootendal, Georg de Plessis, en so kan ons aannoem al die ou mense wat daai jare hier in ons kontry gebly het. En my pa het seker gemaak, elke dag, en Sondag het hy vroegmôre by oom Jan Lombard hulle gaan koffie drink, of oom Tini Lourens, of oom Pietie Lourens, het hy gaan koffie drink, jare terug. En met dit, toe hy nou voor 90 in 'n reistoel vasgeklem is, was daar altyd mense by hom. Sy huis was vol mense, tot die dag van sy dood. Ek het daar gekom, na daar mense wat hom voer, wat ek nie eens geken het nie, wat ek nie eens weet wie is dit nie, maar het by hom gaan kuier, omdat hy, toe hy jong gewees het, dit gesaai het, elke dag. In die ouwe tyd het ek baie werk gedoen. Kom jy by ouwe tyd se kamer, dan sien jy die kamer is mooi, hier's 'n mooi bedjie, mooi doeweie oor, mooi prente van al die kinders en die kleinkinders, en mooi tafeltjie, daar's 'n mooi handdoekie, alles is pragtig, mooi maatjie, ons het vulle matte ingesit. En dan vertel sy jou van die kinders en die kleinkinders, hulle was nou hier gewees, hulle was gister hier, hulle so die, almal. Dan kom jy by die kamer langs aan, as daar koshuisbedjie, met 'n koshuistafeltjie, nie is 'n maatjie nie is een prentjie van 'n geliefde daar nie, as geen herinnering aan iemand nie. Met die tyd, dan vind jy uit, die kinders het my kom aflaai, nog nooit weer gesien nie, 5 jaar, 6 jaar, wat ek hier so bly. Dan is hulle in 'n reistoel, hulle kan nergens heen gaan nie, geen kind of kraai
wat na hulle vra, wat na hulle omgee. Kom jy by my ma, dan sê jy, hoor, Louise was hier. Sit nie hulle, was van Pretoria was hier, het my uitgevat, hulle daar in 'n gastehuis gaan bly. En Persie het gebel, en Ursula het gebel, jy hoor dit, maar dit is omdat hulle dit gesaai het, in mense se lewens in, toe hulle jonk was, dat hulle al hierdie dinge terugkry. Hulle het gesaai, en dit wat hulle gesaai het, maai hulle vandag. Wat saai ek en u in ons lewens vandag? Ek wil Galasiërs 6 vers 7 weer 'n keer lees. Ek gaan net bietjie aanlees van hom. Moenie dwaal nie, God laat hom nie bespot nie, want net dit wat die mens saai, dit sal hy ook maai. Hy wat in die vlees saai, sal hy die vlees verderf maai. Maar hy wat in die gees saai, sal hy die gees, die ewige lewe maai. Laat ons nie moeg word om goed te doen nie, want op 'n regte tyd sal ons maai, as ons nie verslap nie. Joh, is dit nie 'n belofte van die Here af, wat ons moet aangryp en sê, Here, dis vir my. Van vandag af, gaan ek goeie saad saai. Ek gaan nie stryd by julle begrawe, ek gaan vrede maak met wat ek moet vrede maak. Ek gaan vandag iemand anders ter wees as wat ek ooit was. Né? Hierdie volgende skrifgie het ons 'n boek gehad, wat ons gelees het, oor Suid-Afrika in die ou dae, en Suid-Afrika nou. En die persoon het die opskrif gebruik. Hy kom met Josua 8 vers 7 uit. Want hulle saai wind, maar hulle sal storms maai. Dit het geen halm nie, wat uitspruit nie, lewer geen meel op nie. Selfs as dit iets oplewer, sou vreemdelinge dit verslind. Wat jy saai, wind saai, gaan jy storms maai, né? Dit het gegaan oor die ou tydse, hoe hulle teenoor ander mense opgetree het, en wat ons nou deurgaan, toe ons winde gesaai het, en ons oes nou die stormwinde van daai tyd. Dit is die boodskap vandag van die Here af, dat ons kyk na wat ons saai vandag. Die Here sê, ons moet jou uitruk soos 'n vuurhout uit 'n vuur uit. Laat dit vandag wees, dat ons eie harte vandag, me, myself en ek ook, myself ondersoek in hierdie môre, en sal weet, Here, hierdie saadjies wat ek altyd gekoester het, wat al ons mense is maar so, wat ons verkeerd aangedoen is deur die lewe, dan mense ons verkeerd behandel het, te nagekom het, in besighede ons verkeerd behandel het, en ons sit nou in 'n sê maar finansiële krisis, oor iemand anderster. Laat dit vandag wees, wat ons daai onkruide uittrek. Laat dit nie meer skaduwee oor ons vreugde gooi nie. Skaduwee gooi oor ons goed wat ons doen nie. Ons goeie sade wat ons plant, wat ons saai. Dat daai skaduwee nie op ons kan val nie. Dis elkeen se besluit van môre. Ek en Kleis, toe ek begin met dit die woord kry het ek myself bitterlik onder self geondersoek, en ek moes maar baie bossies uittrek in my lewe. Niemand is volmaak nie. Almal se lewe het bossietjies. Almal se lewe het verkeerde saad, wat eens of ander tyd gesaai is, wat gaan opkom, al is dit nie vandag nie, dalk in jou kinders se lewe of jou kleinkinders se lewe. Laat ons vandag sade wat nie van God af is nie, uithaal. Prys die Here, dis die woord van die Here. Amen.